Hallo lewende woord. Kom ons almal staan saam. En dan gaan ons mekaar groet. Daar's iemand naby jou wat jy nog nie hallo gesê het nie. So kom ons groet mekaar. Jy is jou welkom. As jy aanlyn ingeskakel is, wonderlik om jou te sien aanlyn. Baie welkom vanoggend. Draai na iemand toe naby jou, kyk iemand in die oë. En dan sê jy vir iemand, jy begin die jaar op die beste manier moontlik. Jy begin die jaar op die beste manier moontlik. Goed, daar's nie 'n beter manier om te begin nie. Jy's op die beste plek vanoggend. Welkom by ander gelowiges. Dis hoe ons begin. Ons skop ons jaar af in die naam van die Here saam met mekaar. Dis 'n mekaar ding. En wonderlik, kom ons kry ritme en ons gaan die Here se naam groot maak. Wonderlik, dankie. Your love awakens, awakens, awakens me.
can smell. Oh, thank you, Jesus. Alone in my sorrows and dead in my sin, lost without hope, no place to begin. As your love made a way to let mercy come in, that's when death was arrested and my life began. The ash was redeemed, only beauty remains. My orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. That's when death was arrested and my life began. Let's sing it out. So your grace is so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom your faithfully bore. He canceled my debt and he called me his friend. That's when death was arrested and my life began. Oh, your grace so washes over me. You have made me new, now life begins with you. And it's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins. Our Savior displayed on a criminal's cross. His darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. That's when death was arrested and my life began. So your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. And it's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Oh, we're free, free, forever we're free. Let's come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever
So your grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you, and it's your endless love pouring down on us. You have made us new. Now life begins with you. It begins with you. And only you, Jesus. It begins with you, Lord. Ek wil jou vra vanmôre daar waar jy staan. Of jy net vir 'n oomblik jou oë sal toemaak. En net bid. En net hierdie jaar gee aan Jesus. It's all about you, Jesus. Give you all the glory and the praise. Give it to you, Jesus. Give it to you. Give it all to you, Lord. Give it all. Give it all to you, Lord. Lay it down at your feet this morning, at the feet of Jesus, at the feet of Jesus. At your So your grace, so free, washes over me. You have made me new. Now life begins with you, and it's your endless love pouring down on us. You have made us new. Now life begins with you. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Then my heart will sing how great is our God. Sing it out, your name. And you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. It's the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps
trembles at his voice. He trembles at his voice. Sing it out. How great is our God. Sing with me. How great is our God. No one see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God and free in one. His Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. And how great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Sing with us, how great is He? How great is our God? Sing with me, how great is our God? No one see how great is our God. The name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing your name. You're the Name above all names, Jesus, you're worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Yes, Lord, you're worthy. how great How great is our God? Yes. our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kom ons sing dit weer. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Kom ons verklaar dit oor 2026. Ons gaan dit weer sing net as 'n profesie oor die jaar wat voor lê. How great is our God. Kom ons sing dit weer saam. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see How great is our God. Amen. Nou Vader, so ons kom in 'n gesamentlike verklaring. Here, ons kom profeteer oor die oomblik wat voor ons lê, oor die jaar wat voor ons lê. Ons gaan spreek woorde van lewe, Here, en ons verklaar dat 2026 hierdie geleentheid dat ons sal sien, ons sal getuig, ons lewens sal vertel
En hulle wat saam met ons die pad stap, hulle wat langs ons staan, links en regs van ons is, nie net vanoggend nie, maar in hierdie lewe, ons kollegas, ons bure, ons gemeenskap, ons familie, ons vriende, vyande, sal verklaar, how great is our God. En ons draai die jaar aan nie op, ons bring 2026 uit toe en sê, Here, U naam sal verheerlik word. Bewys U self, Here. Werk in hierdie jaar, gebruik ons geleenthede, ons belewennisse, ons ervarings. En gebruik elke deur wat vir ons oopgaan, sodat U naam verheerlik sal word, ter wille van U naam. How great is our God. Everyone will see and all will sing, how great is our God. Ons gee die Here lofoffer. Amen. Ek wil hê net staan, net soos jy staan nou. Kom ons maak ons oë toe. Ons gaan baie geleenthede hierdie jaar saam beleef, sonnaandoggende, woensdaande, wonderlike geleenthede wat die Gees van die Here gaan beweeg. As ek en jy sensitief raak daarvoor, begin uitkyk daarvoor en gereed maak daarvoor, dan is die Gees van die Here reeds gereed. Daar is soveel wat die Gees van die Here mee wil bedien. En ek beleef vanoggend net in ons aanbidding, dat dis mense vanoggend wat voor uitdaging staan. Dis altyd 'n realiteit, dis nie maklik om dit te sê. Daar's altyd mense wat voor krisis staan, maar daar's 'n verskil wanneer die Gees van die Here by krisis betrokke raak. Ek beleef hier's vanoggend mense wat sê, Here, ek sien U nie. Ek vra vir U vir so lank. Ek het laas jaar gevra, ek het die jaar voor dit gevra, ek vra vir die afgelope seisoen en ek sien U nie. Ek gewaar U nie. Daar's geen tekens van God in my situasie nie. Ek wil hê met jou oë toe en luister hoe dit werk. God het vir jou die gesag gegee om betrokke te maak in daardie situasie wie jy kies om betrokke te maak. As jy kies vanoggend om jouself betrokke te hou, in die plek te gaan staan, in die pad te gaan staan, 'n obstruksie te word. As jy kies om vanoggend emosies toe te laat om oor te neem, dan sal emosies die obstruksie word. As jy kies om mense te nader en mense se opinies die obstruksie te maak, of om jou gesag vanoggend te gebruik en te sê, ek heers hier, God heers in die hemele, ek kies as heerser met die gesag wat God my gegee het, om God betrokke te maak. Sien, baie keer verwag ons dat God moet net instap. Baie keer verwag ons God moet die deure afskop. Baie keer verwag ons die Here moet dit oorneem, want hy is dan God. Maar God werk nie so nie. As God so gewerk het, sou daar geen probleem op aarde gewees het nie. As God so gewerk het, sou daar geen trauma gewees het op aarde nie. Nou sou God alles geëlimineer het, beheer geneem het en oorheers het. Maar God oorheers nie. God heers en heerskappy gebeur op uitnodiging. Heerskappy vra 'n ja in jou gees. God gaan nie deure afskop nie. Heerskappy vra 'n uitnodiging. Nou, ons ken in die sekulêre omgewing in die politieke wêreld diplomatie. Diplomatie werk op uitnodiging. God kom op uitnodiging en slegs op uitnodiging. Hy's nie jou vyand nie. Hy's nie 'n probleem nie. Hy's nie 'n karakter wat bestuur moet word omdat hy net instap in plekke nie. God kom op uitnodiging. Wil jy nie hierdie oomblik gebruik vanoggend en sê, Here, ek nooi U uit nie. Dan nooi ek U uit nie net met woorde nie, net omdat dit worship is nie, net omdat dit Sondag is nie, omdat 26 sal uitroep, 2026 sal uitroep, kyk hoe groot is ons Here. Here, hier is my geleentheid, dit is my krisis. My krisis word vanoggend 'n geleentheid vir God. As ek God innooi in my geleentheid in. Jy heers op aarde, sê die woord, God heers in die hemele. Dis jou gesag, jou posisie, jou geleentheid en jou verantwoordelikheid om sy heerskappy in te nooi in jou koninkryk in. Anders sal dit chaos bly in jou koninkryk. Dis wat ons leer by aardse heersers heeltyd. Aardse heersers wat sien as krisis in 'n land, nooi groter owerhede in, vennootskappe in, en sê kom help ons, versterk ons, bemagtig ons, lei ons. Kom ons leer ook daarbey. Ons maak ons oë toe en ons nooi nie die Here in krisis in. Jy volgende krisis hier het wat jy God nie insien nie, jy gewaar die Here nog nie in daai krisis nie, is dit 10-1 omdat jy nog nie jou gesag gebruik het en God genooi het nie. Vader, en nou nooi ons U in uitdagings in. Ons nooi U in krisis in. Ons nooi U, Here, in die leemtes in die brakgrond in die onbewerkte lande in die potensiaal, in die toedeure in. Here, maak dit oop. Kom in die naam van die Here en kom bemagtig ons. Ons nooi U in ons lewens in. Here, stap in die krisis in, stap in die onbeantwoorde vrae in, stap in die toekoms van kinders in wat onbepaald is. Stap in ons lewens in die besigheidsgeleenthede, in die uitdagings, in die papierwerk wat afgehandel is, maar daar's nog geen respons gewees nie. In die afwagting en die verwagting wat ons het vir hierdie jaar. Here, kom stap in, kom neem oor, kom lei ons, kom bemagtig ons, kom bekragtig ons en kom seën ons in die naam van die Here. Ons smag en verlang U teenwoordigheid. Here, ons begeer U teenwoordigheid. Ons begeer oomblikke in 2026 wat ons voor U voete kan sit, wat ons kan rus, vrede kan kry vir ons siele, verkoop kan word. Maar ook wat ons kan jubel en kan eer en getuienisse sal hê van die Here se grootheid in ons lewens.
Here, ons bring ons jaar na U toe, ons wy dit toe aan U, ons bring dit as 'n offer na U toe. Here, mag U naam heers oor 2026, mag ons lewens getuig van die heerskappy en mag ons jaar 'n oop deur wees vir God se koninkryk om te kom. In ons eie lewens, in ons huisgesinne, in die atmosfeer in huise, in ons families, in ons besighede en in hierdie gemeenskap in die naam van die Here. In jou gemeenskap agter die skerm in die naam van die Here. In jou omstandighede vanoggend in 'n sitkamer of agter 'n TV-skerm waar uitgesaai word in die naam van Jesus. Ons nooi die Here in Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Ons gaan gereed maak om ons offerande op te neem en net die Here daarmee seën. Terwyl ons helpers opstaan, sommige van ons gereed staan met ons mandjies, wil ek vinnig met jou deel. Iemand vra die afgelope week vir my, ons praat oor finansies en oor 'n sekere uitdaging en die beginsels van die woord. Ek sien X-Factor beweeg uit, al ons X-Factor oudjies is nou in graad 6 en 7. As jou kind in graad 6 is op skool of graad 7 is op skool, in een van daai twee klasse is hulle welkom by X-Factor in te skakel, is klasverband. En so al die graad 6 en 7's kan uitbeweeg na ons X-Factor klas toe. Hy sê vir 'n oomblik net, iemand vra vir my in die week, daar's goed wat die Bybel sê ek behoort te doen, wat nie vir my sin maak finansiëel nie. Die individu het finansiële agtergrond en so 'n bietjie finansiële studies en so meer en goed maak nie sin nie en die vraag kom oor daai onbeantwoorde situasie is finansiëel en die persoon kom sien my en sê maar ek lees goed in die Bybel wat nie vir my sin maak. Ek lees my hele lewe lank, dit maak nie vir my sin nie. Finansiëel maak dit nie vir my sin nie. Hoekom is dit? En terwyl die persoon dit vra, te besef ek, hierdie vraag is eintlik 'n uur se antwoord en ons het nie 'n uur nie en ek sê Here gee net my wysheid. Hoekom is dit? Ek wil myself in hierdie individu se skoene gaan sit net vir 'n oomblik en ek het die antwoorde, ek het die teologiese antwoorde in die skrifte, maar dit gaan lank vat en ek sê Here gee my wysheid. Hoekom beleef hierdie individu dat die verwagting van die woord om ons tiendes te bring, om ons eerste, nie enige tiende nie, om ons eerste tiende te bring na die huis van die Here. Hoekom verwag die woord dit moet soveel sin maak? Ek was lank in my lewe op 'n plek waar dit nie vir my sin gemaak het. Baie mense beleef dit maak nie sin nie. Hoekom verwag die woord van die Here boonbehalwe ons tiende dat ons sal saai? Dat ons saad sal wees in die grond. Ek meen, hoekom verwag die woord hierdie weggee terwyl ons prioriteit min of meer is inbring en kry? Soveel van die seën wat ons begeer het te doen met dit hoe dit met my gaan en of ek genoeg het en of ek besit en of ek bo uitkom en hoekom sukkel ons so om hierdie goed te verstaan? Hoekom is die pad na seën en sukses en groei volgens die woord so 'n moeilike aksie gee? God verwag my eerste tiende. Dis 'n beginsel in die woord van die Here, dwars deur die woord van die Here. Party gelowiges redeneer is 'n Ou Testamentiese beginsel, dit is nie, lees jou Bybel. Dis 'n beginsel van die koninkryk van die Here en dit geld tot die wederkoms van Jesus Christus. En die Nuwe Testamentiese Christene in Handelinge leer ons dieselfde. Inteendeel van daai geesvervulde Christene meer gees beleef as in die Ou Testament en meer begin gee. Nee, nie net hulle tiende nie. 'n Groter deel. Alles wat nie gebruik was nie, sê die woord het hulle verkoop en dit gebring. Enige iets behalwe my tiende wat ek nie gebruik nie, waarom het ek dit? Bring dit. En so die koninkryk van die Here kom seën. En party mense doen dit in ons gemeenskap en in ons tyd. Maar hierdie individu sê, hoekom is dit so moeilik om te verstaan? Ek verstaan dit finansiëel nie. En die Here sê in daardie oomblik in 'n restaurant vir my, sien jy daardie paartjie wat daar sit? En dis 11:00 die oggend. En dis Januarie, sê Desember, dis 25 Desember nie. Ek weet nie wat dit was nie, miskien verjaar die dame, maar terwyl ek na hierdie paartjie kyk, haal die man iets uit. Lyk soos 'n geskenk. En dis nie 'n groot geskenk nie, dis 'n klein geskenkie, so ek aanvaar as 'n duur geskenkie. Julle weet hoe dit werk, nee. En ek sien 'n individu, ek sien 'n man in ons stad wat ek toevallig ken wat iets vir sy vrou gee in Januarie. En my kop sê vir 'n oomblik, is dit naby aan Kersfees, wel miskien verjaar sê ek maak my eie drama op, maar die gees van die Here werk met my in 'n oomblik. En ek kyk daarna vir 'n oomblik terwyl hierdie ou praat hier oor die onverstaanbaarheid van God se verwagtinge oor ons finansies. En die Here sê vir my, verstaan jy dit? En ek beleef vir 'n oomblik ek verstaan dit nie. En die Here sê vir my, dis omdat jy buite staan. Dis omdat jy nie binne is nie. As jy daai vrou was, sê jy verstaan het. Gaan daai vrou verstaan wat aangaan. As jy daai man was, wat daai ring gaan koop het, sou jy verstaan het. As jy binne was, sou jy verstaan het. Luister wat sê iemand oor ons behoeftes. Ons verstaan nie hoekom ons dinge op 'n sekere manier sal doen vir iemand nie, omdat ons nie binne is nie.
En solank as ons buite staan, sal ons nooit verstaan hoe dit binne werk nie. Dit werk aan die ander kant toe ook. Jy sien, miskien staan jy buite en jy sê, Here, maar hoe kan U dit vir my verwag? Hoe kan daar seën in wees om te gee? Here sê, jy staan buite. As jy binne staan, sal jy verstaan het. As jy binne toe gekom het, sal jy verstaan het. As jy binne in hierdie verhouding kom staan, sal dit sin maak. Dit sal absoluut sin maak. Dit sal die beste ding wees om te beleef as jy binne is. Maar dis wat hierdie mense beleef by die tafeltjie in 'n restaurant. Om binne te wees. Dis die verskil. Sodat ons buite staan wat ons nie verstaan nie. En dieselfde werk andersom wanneer ons van God verwag om ons te seën, sal dit ook nie sin maak as ons buite staan nie. Ek kan nie buite staan nie. Ek kan nie in die wêreld wees en verwag dat God my moet seën nie. En dit maak net soveel sin as ons weet. Here, ek kan ook nie buite wees en U ignoreer en nie uitsluit my lewe uit en verwag dat U van U kant af hierdie spesiale daad gaan doen om my te bereik nie. Wees binne. Ek deel dit met hierdie man en skielik maak 'n klomp goed sin. Die finansiële reëling, die koninkryksekonomie, God se verwagting vir jou om finansiëel betrokke te raak by sy koninkryk sal nooit sin maak uit 'n finansiële posisie uit nie. God se verwagting dat jy hom moet vertrou met geld en jou hoogste prioriteit, jou eerste beginsel sal nooit sin maak van buite af nie. Maar kom binne in daardie verhouding in en jy gaan presies weet waarom daar geen beter belewenis in Januarie is as wat daardie twee mense by die tafel beleef het nie. Binne-in maak dit sin. Ek wil vanoggend nooi om in te kom in die koninkryk van die Here, om naby die Here te kom en sy beginsels toe te pas in jou lewe en goed gaan begin sin maak. Jy gaan verstaan, as jy binne-in is, verstaan jy. Ek het die voorreg om 'n pad met die Here te kan stap vir 'n hele klomp jare van my lewe en 'n persoonlike verhouding met die Here te kan hê, soos meeste mense hiervan kan getuig. En ek wil vir jou sê, in my eie lewe, in ons finansies, in my gesin se lewe, in my huwelik, in ons finansies, maak dit absoluut sin. Ons het nog nooit dit anders gedoen nie. Nog nooit nie. Dis hoe dit sin maak, dis hoe dit werk. Dis waar die seën en die guns van die Here vandaan kom. Ek praat nie van reddingsgenade nie. Ek praat nie van jou oop deur hemel toe nie. Ek praat nie van jou saligheid nie. Ek praat nie van die genade wat jou sonder verdienste red nie. Ek praat van die guns van die Here wat nie verdien kan word nie, maar wat oopgaan binne-in die verhouding. Sien, is wanneer ons deel is van daardie tafel se geselskap wat ons begin verstaan wat hier aangaan. Amen. Kom ons gee. Vader, baie dankie dat ons deel na U toe kan bring. Dankie dat ons kan deelneem op sekere maniere en U woordbeginsels kan bereik, kan haal, kan deelneem, kan beleef in ons lewens. Here, wat ons finansies betref, wat die grootste deel van ons lewens en dikwels ons grootste bekommernisse betref, bring ons vanoggend U deel na U toe. Here, ons onderneem om in hierdie jaar ons tiende, ons eerste tiende, nie wat oorgebly het nie, nie wat toevallig was nie, nie wat ons gehoop het ons gaan regkry éventueel nie, ons eerste deel met volle vertroue dat U die res sal seën na U toe bring. Here, ons verklaar vanoggend dat ons eerste tiende die loskoopbedrag is, die redemption portion is, wat die res redeem, sodat daar seën sal wees op die ander 9 tiendes, dat daar groei sal wees, dat daar vrug sal wees, en dat daar oes op die lande sal wees, omdat ons U eerste vertrou. Ons seën U in die naam van Jesus. Amen. As jy aanlyn luister, is jy so welkom uit die skerms dop, kom ons gee. Baie dankie. In Lukas, in daardie verhaal word op skrif gesit dat die Here sê, welgedaan goeie en getroue dienskneg, oor baie stede sal jy heers. Oor baie stede. Lewe van heerskappy, die heerskappy lewe begin wanneer ons die deposito's wat God in ons lewens maak, ernstig opneem en daarmee woeker. Amen? So ons gaan hierdie jaar gaan ons werk met die woord. Is jy reg dat ons werk met die woord? Goed, ons tema vanoggend, een lewe, leef dit. One life, live it. Ek is nie 'n groot fan van die karre wat dit opgeskryf is nie.
Ek voel altyd as ek die karre wat hier goed opgeskryf is, daar so 'n naam wat ek nie mag noem nie van vooraf nie, daar's altyd 'n stiker net agterdeur wat sê one life live it, nee. Ekskuus, party van julle ry seker karre, ek trek sommer jou been. Dis sommer 'n Toyota grappie, want dit is nie op Toyotas nie. Maar ek wonder altyd of jy 2 of 3 of 5 van daai karre gaan nodig hê om die lewe deur te kom. En is 'n grappie, ekskuus, ek misbruik my plek nou met die mic. Baie van julle sal die mic nou wil hê en sê, daar's nog 'n grappie daaroor, maar laat dit jou remind, as jy so agter 'n Land Rover ry en dan staan one life live it, jy weet, kom ons gryp die lewe in ons lewe. Daar's eintlik 'n mooier uitdrukking, en dit is, daar's een lewe, as jy dit reg leef, is een lewe genoeg. En dit kan jy op jou kar gaan plak. Goed, op enige kar. Daar's een lewe, daar's net een lewe, en dis die boodskap vanoggend, daar's net een lewe, jy het een kans. Jy het een kans om te lewe. Jy was nog nie rond gewees nie, al dink jy was voorheen 'n kat of iets gewees. Dis die eerste keer wat jy die ronde doen, en luister, jy gaan nie na die tyd 'n kat word nie, jy het een lewe. Goed, daar's een lewe, dis wat die waarheid en die lewe en die biologie en die wetenskappe alles bevestig. Daar's geen wetenskap wat bevestig dat jy 'n tweede ronde gaan maak hier op aarde nie. Goed, jy het een lewe. As jy dit reg leef, en jy gaan vanoggend van die cues kry, van die tips kry, as jy dit reg leef, is dit heeltemal genoeg. Ek bevind myself baie keer so 'n bietjie in angstige oomblikke wanneer ek besef my lewensjare staan aan, en ek het 'n grootte wat die jaar vir my voorlê, ek word 50 volgende maand, en as ek 'n oomblik, ek weet nie of julle dit ook beleef het nie, jy weet, wat ou net besef, hey, dit lê nie hier nie, ons kom van ver af. En ons vertrou die lewe is nou maar halfpad, weet, en as jy 50 word, dan sis jy jouself wanneer die oggend so wakker skryf en sê, ons is daarom net halfpad, weet. Die lewe bewys egter dat hy verby halfpad is. 50 is nie noodwendig halfpad nie, dit klink net so bietjie op die syfers klink dit halfpad. Maar as jy dit reg leef, en dit is wat ek myself uit daardie oomblikke uitkry weer is, want ek weet hierdie en ek ken hierdie, as jy dit reg leef, as jy dit intentioneel leef, as jy dit gefokus leef, as jy jouself met die regte goed gaan besig hou en jouself herinner aan die roeping op jou lewe, is een lewe heeltemal genoeg. Heeltemal genoeg. En wanneer met mense praat wat die lewe geleef het, wat later die jare in die einde van hulle lewens kom en reg geleef het, dan hoor jy dit by mense. Jy hoor dit by mense op 80 en 90 jaar wat sê, dit was genoeg. Nie omdat ek moeg is hiervoor nie, omdat ek dit gehad het. Omdat ek die lewe beleef het. En nie die lewe van die bucketlist nie, die bucketlist is irrelevant. Goed, vergeet van die bucketlist ideologie. Dis 'n grap. Ek praat van die gefokusde, geroepe, ja lewe, ja vir Jesus Christus, ja vir die lewe wat hy bied. God het bepaal, en God is reg, 80 jaar is genoeg, 70 jaar is genoeg. Ons kan die lewe wat ons bedoel is om te lewe in die jare wat God vir ons gegee het, as ons dit reg lewe. Jesus kry dit reg in 33 jaar. In 33 jaar. Ek is op 33 glad nie reg gewees om enigiets te sê oor die lewe nie. Never mind, ek is klaar nie. Goed, ek het gevoel ek het nog nie begin nie. Ek het op 33 het ek begin bid, min of meer op 33 het ek begin bid en sê, Here, kan ek met U een of ander ooreenkoms aangaan vir 90? Ek wil graag 90 wees. My ouma het 93 geword. My ouers is 80 hierdie jaar en hulle is gesond en aktief en nugter, bly in hulle eie huis met hulle eie tuine en ek vertrou die Here vir 90. Miskien kan ek die Here vertrou vir 100 jaar. Maar baie keer doen ons dit so 'n bietjie uit angs uit, omdat ons dink ons is agter. Omdat ons dink ek het nie genoeg tyd nie, ek het nie genoeg gedoen nie, of ek het foute gemaak en ek vertrou dat vanoggend jou ook vrede gaan gee oor hoe om die lewe hiervandaan vorentoe te leef, as jy die jare wat voorlê wil maak tel. Op 'n manier is ons tema ook, los niks oor vir die volgende lewe nie. Dis deel van die boodskap vanoggend, leef sodat jy niks oorlos vir 'n volgende lewe nie. Christendom in baie van sy forme, en baie ander gelowe ook, mense in ander gelowe, leef 'n lewe, as ek dit so van die kant af dophou, wat blyk te glo, en ek weet ons bely dit nie, maar dit blyk dat ons glo, dat ons nog 'n lewe gaan hê, waar ons nog kansse gaan hê, om die goed wat ons verkeerd gedoen het in hierdie lewe, volgende keer beter te doen. En dis 'n leuen, daar is nie so lewe nie, daar is nie so iets nie. Goed, dit is vals hoop, dit is eintlik passiwiteit. Dit is eintlik net om uit te stel en tyd te mors en nie uit te kom by die verantwoordelikheid en die geleentheid nie. En hoe meer ek vashou aan daardie vals idee van hoop dat daar dalk nog 'n kans sal wees of dat daar iewers in die toekoms iets sal gebeur of dit is soos mense wat nie wil woeker met wat hulle het nie en glo hulle skip gaan inkom. Dis vals hoop. Daar's nie 'n plek met 'n klomp skepe nie. Goed. Die skip gaan nie inkom nie. Die enigste manier wie skip gaan inkom is jy moet woeker en die skip bou. Kry wind in sy seile
En sorg dat dit inkom. Die lewe is dieselfde, daar's nie een of ander nuwe geleentheid of ander geleentheid in die hiernamaals wat vir jou wag, behalwe jou verantwoordbaarheid teenoor God nie. Die enigste volgende fase vir wedergebore gelowiges wat voorlê, is die fase waarin jy gaan leef in die realiteit, in die beloning van wat jy nou gedoen het. En anders as met ons saligheid, want jy moet die tweeledigheid van die evangelie verstaan, anders as met saligheid, hoef jy nie te werk vir saligheid nie. Saligheid is 'n gratis geskenk. Maar luister, nadat jy saligheid as 'n gratis geskenk gekry het, leer die woord van die Here dat julle werke geweeg sal word en julle dienooreenkomstig beloon sal word. Twee goed. Redding is 'n gratis geskenk uit God se hand. Jy kan dit nie verdien nie, jy kan net aanmeld. Maar dis redding. Moenie redding met heerskappy verwar nie. Dis twee verskillende goed. Iemand wat gered word, is nie in heerskappy nie. Dis nie waar nie. 'n Heerskappy is 'n hele ander plek as om besig te wees om te verdrink en iemand red jou. Dis twee realiteite. Die redding is gratis, sonder verdienste, deur genade en geloof alleen. Geloof in Jesus Christus se vermoë om my te red. In die afgehandelde werk van die kruis, in die bloed van Jesus. Dis gratis, dis 'n aanbod. Kom meld aan, ontvang jou gratis saligheid. Ons praat nie van saligheid nie, ons praat nie van die ewige lewe nie, ons praat nie van die vergifnis van jou sondes en die redding en die versoening met God nie. Ons praat nou van heerskappy. Jy sien, heerskappy is 'n gesprek vir die seuns van God, redding is 'n gesprek vir die kinders van die Here. Jy sal agterkom dat jou Bybel maak onderskeid tussen die kinders van die Here en die seuns van God. En seuns is net mans nie, dis nie seksisties nie. Dis net 'n term van heerskappy, is 'n term van volwassenheid. Mans en vrouens wat tot die Here kom met twee gesprekke met die Here, aanvanklik 'n pa se gesprek met sy kinders, die kinders van Jesus. Dis die initiële gesprekke, dis die aanvangsgesprekke, dis die reddingsgesprekke, dis om uit die hel te kom, uit die kloue van die duiwel, vry te kom deur wedergeboorte en die ewige lewe gratis te ontvang. Dis 'n gesprek wat 'n ouer met sy kinders het. Ons het daai gesprekke met albei ons kinders gehad toe hulle 8 jaar oud was. Albei hulle harte vir die Here gegee. Ons het dit op video, waar hulle harte vir die Here gee, hulle lewens bely voor die Here, om aanneem as hulle saligmaker, en albei van hulle is die volgende Sondagoggend gedoop. Wonderlik. Dis 'n gesprek wat jy met kinders het in die vlees of met geestelike kinders as ons dan volwasse is en dan naby uitkom. Maar God maak 'n nuwe gesprek oop met die seuns en die dogters van God, met die volwassenes in geloof. Ons beweeg daarna toe. En hy sê ek wil met jou praat oor heerskappy. En heerskappy kom deur verantwoordelikheid te neem. Heerskappy kom uit 'n vennootskap met God. Heerskappy kom uit die regte keuses en dissiplines en konstantheid in jou lewe. Dis waar die lewe van heerskappy vandaan kom. Goed, en dit is daardie lewe nou 2026 wat sal bepaal in watter posisie of situasie of realiteit jy sal heers in die hiernamaals, want jou Bybel sluit af aan die einde van Openbaring met hierdie woorde in die laaste hoofstuk, en julle werke sal gemeet word en geweeg word en julle sal dienooreenkomstig beloon word. Dis die uitnodiging. Dis vir volwassenes. Dis vir seuns van God. Maar die woord van die Here sê, werk. Maak seker dat jy nie net geloof het nie, maar geloof en werke. Wys my jou geloof, ek wys jou my werke. Wys my jou werke, ek wys jou my geloof, sê Paulus. Paulus is op 'n volwasse vlak wat hy weet, ek neem deel, ek is besig met voorbereiding vir die hiernamaals. Dis nie nog 'n lewe nie, dis een lewe. Hierdie lewe is genoeg, kom ons leef hom voluit. Ek speel nou die dag saam met Matthew golf, ons is daar op 'n reis. En ons besluit om die baan te gaan speel op die eiland, en dit is 'n verskriklike mooi baan om te speel. Nou ek is nie 'n golfer nie. Ek het geen idee nie. Die man moet my guidance gee. Hy speel vir pretspele golf so na sy ander sporte. En hy het my nou in die ding en weet ek nou maar altyd vra wat se yster, weet, en my laaste reëling is met hom net die yster wat jy mee slaan ek ook, weet, want ek weet nie wat goed slaan watter kant toe nie. So 'n klomp ouens het vir my lag. En nou sê ek op die baan saam met hom en hy probeer my 'n bietjie guide want hy het die baan al 'n paar keer gespeel en so meer, en op 'n stadium gee hy 'n drywer in my hand en ek gaan nou 'n ordentlike shot slaan daarso, en wat ek daarom al weet is hoe om te staan en hoe om jou hand te hou en nou nie op te kyk nie. Goed, so is die basics. Dis waar ek is met golf. En dit ek my posisie daar en ek haal diep asem en ek blaas stadig my asem uit en kry my hartklop af en my fokus daar op die wit balletjie en ek besluit ek gaan daai wit balletjie dophou en niks anders nie, en ek gaan in my swing in en ek gee die beste shot vir hierdie jaar. En dan maar ek hoor hom sommer, hy het so klank aan hom. Jy weet, as die klank reg klink, dan voel ek nee, ons is nog op pad, jy weet, en die bal trek daar weg met 'n vrotspoed. Nou ek is amper 50, ek sukkel om die balletjie te sien, weet, maar ek weet hy's vorentoe. En ek kyk nou maar op die horison want hy behoort baie naby aan die vlaggie te val. En ek sien niks daar nie en toe ek so afkyk, toe sien ek hier op 'n bal langs my.
en ek sien hier's die bal hier en ek vra van wat het nou gebeur? En hy sê slaan weer pappa. En ek het my so 'n oomblik gevat om uit te vind wat is in die gang. En ek sê vir hom nou ek dog eers is my bal wat daar geval het toe ek die bal sien die val. Hy sê toe nee, is 'n do-over. Ek sê mag mos nie dit doen in golf nie. Hy kyk so agter, hy sê niemand op die baan nie, ons is alleen op die baan speel, maar wie weet. En ek is nou nie onseker of jy dit mag doen. Ek weet nie of jy as jy dop hou iewers nie. En hy sê speel hom net, dis 'n ander bal. Ek slaan toe nou weer die balletjie. Ek gee dit my beste, slaan die ander balletjie, ek kon hom sien trek. En dan gaan my tweede balletjie en ons trek dit nou weg daar. En ek het dit nou oorgedoen, weet. En ons stap daar na waar my tweede bal geval het en ek kan hom sien. En die man loop regs daar in die bos in. En ek sê waar gaan ons nou? Hy sê nee, pappa se eerste bal is baie beter geweest. Ons gaan hom speel. Dis waar my golf is. As min areas in die lewe waar ek en jy 'n tweede kans gaan word. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie toelaatbaar nie in baie omgewings. Verhoudings gee ons dikwels nie 'n tweede kans nie. Werksomgewings gee ons baie dikwels nie 'n tweede kans nie. Min areas in die lewe gee ons regtig 'n tweede kans. Die lewe bied ons eintlik net een geleentheid. Dank die Here, dis nie net 'n oomblik nie. Dank die Here, ons kan iewers in hierdie lewe kan ons aanpassings maak. Ons sonde bely as dit sonde was, of keuses maak as dit verkeerde keuses was, of intentioneel raak as dit net laksheid was, of passiwiteit was. Dank die Here, die lewe strek oor 'n klomp jare. Maar meeste omstandighede en geleenthede in die lewe gee ons nie 'n tweede kans nie. Ek werk meestal met mans in berading, in 1-tot-1 sessies, in beradingsgesprekke. En as daar iets is wat ek dink uitstaan bo alles wat ek mee te doen het in my werk, in my gesprekke met mense, dan is dit paas wat wens en begeer ek kon dit weer doen. Veral dit. Paas wat wens ek kon weer. Want ek sou anders. Ek sou dit heeltemal anders gedoen het. Ek sou ander goed gedoen het, ander goed gesê het, ek sou meer tyd daar gewees het, ek sou vergeet het van my dryf om soveel tyd te spandeer aan kollegas en aan werk en aan daardie verantwoordelikhede. Ek sou dit kon maak werk het in retrospek, sou ek finansiëel kon regkry het in minder tyd, as ek meer gefokus het en minder tyd gemors het en tyd uitgekoop het om pa te wees. Dis iets wat ek oor en oor hoor. Dit is dikwels moeilik om dit reg te stel want die lewe beweeg vooruit. Ek weet ons kan leer uit ons foute en ons kan vergewe word, ons kan herstel word in die naam van die Here en die Here gee vir ons baie dikwels daarna genadejare. Wanneer ons by die Here uitkom en wanneer ons kom met belydenis en ons vra die herstel van die Here en die inspraak en die teenwoordigheid van die Vader, dan gee God vir ons genadejare. Goed, maar is een van die areas wat ons dikwels spyt oor sien. Nog 'n area wat ons dikwels oor spyt sien is in huwelike. Is in hoe mense hulle huwelike benader, hoe nonchalant. Mense hulle huwelike benader net voel, whatever. Ek is nou hier, ek moet nou hier wees, ek weet daar sekere verwagtinge, maar ek voldoen daaraan in die minimum. En die res moet self regkom. Eintlik gee ek nie om nie. Met ander woorde, ek is passief, ek staan agter die deur, ek het geen intensie nie, ek het geen visie vir waarheen ek op pad is nie, ek droom niks nie, ek deel niks nie, ek beplan niks nie, ek kommunikeer niks nie, ek herstel niks nie, ek belê niks nie. Luister hier. Dis dieselfde rou, berou en seer. Dis dieselfde pyn, dis dieselfde selfverwyd. Maar dit uitkom gesprekke en mense wat hulle huwelike so benader. Daar kom 'n tyd wat ons nugter word, wat ons volwasse word, wat ons die koffie ruik en wakker skrik en wens en begeer en smag. Ek het dit beter gedoen. Ek praat baie respek daaroor want jy sit mense in ons gehoor wat heidaglik deur die pyn en die trauma van egskeiding werk. Mag die Here jou sterk maak. Mag die Here vir jou genade gee. Mag die Here met jou wees.
Here is met jou. Stap die pad saam met jou. Sal dit God se wil dat ons daar beland nie, maar wanneer ons beland daar, is ons nie alleen nie. Maar dit is belangrik om dit nie te ignoreer omdat mense hier sit met pyn nie. Dit is belangrik om dit nie te ignoreer en dit 'n sidestep net omdat soveel mense die pyn van egskeiding beleef het nie. Ag Here, ons die wysheid gee om in die jare wat ons het, in die tyd wat ons het, in die huwelik wat ek nou in is, in dit wat nou voor my is, die lewe te lewe met die wete, ek het een kans. Net een kans. As ek hierdie lewe reg leef, is hierdie een lewe genoeg. Iets wat 'n mens nooit hoor nie is, ek is so bly ek het dit van die begin af reg gedoen. En dit hoor ons nooit nie. Ek weet nie of jy dit hoor nie, ek weet nie of jy vriende het wat so praat nie, maar ek ken nie baie mense wat so praat nie. Ek het lanklaas te doen gehad met iemand wat in my kantoor instap en 'n afspraak en sê, ek wil net kon gesels oor my ouerskap. Ek wil net vir iemand sê, ek is so dankbaar, ek het dit reg gedoen. Daar is seker gesprekke nie. Ek wonder of daar seker gesprekke in ons huise is. Ek wonder oor hoeveel aspekte, fasette van ons lewens het ons hierdie gesprekke. Dank die Here, ons het dit van die begin af reg gedoen. Ons voel baie keer so oor ons huwelike, nee. Ons praat nie oor daai beginjare in ons huwelike nie, veral nie in Christendom nie, want miskien is ons die enigste koppel wat dit nie reg gedoen het nie. Miskien is ons die enigste koppel wat nie heeltemal by die beginsels van die woord gebly het voordat ons getroud was nie, en nou sê ons liewer niks nie, want is min areas van ons lewens wat ons getuig, dank die Here, ek het dit van die begin af reg gedoen. Min areas. Dit hoor ons dikwels nie. Miskien het ons maar net aanvaar dat die koers van die mens is nader aan, ek wens ek kon dit oordoen. En miskien het ons maar net 'n lewensfilosofie, 'n wêreldbeskouing begin aanneem, subtiel, wat aanvaar. Dis maar die weg van die mens. Die manier van die mens se lewe, die manier wat die mens die lewe is maar so. Mense sal maar altyd aan die einde van hulle lewens wens ek het dit beter gedoen. Ek wil volgende uitroep, oproep, aanspreek, motiveer om so vinnig as moontlik ontslae te raak van daardie mentaliteit. Om jouself te bekeer van enige gedagte wat sê miskien eendag later. Om ontslae te raak van enigiets binne in jou stelsel wat jou toelaat, wat jou motiveer of jou rustig maak oor uitstel, afstel, jouself verskoon. Raak ontslae daarvan. Maak dit deel van die goed wat jy wil bely voor hierdie jaar begin en ontslae raak van, bring dit na die Here toe, bely dit voor die Here, vra die Gees van die Here dat hy lig skyn in daardie duisternis en jou bevry van enige iets wat sê later. Later is die begin van die einde, later kom gewoonlik nie verby nie. Later eindig gewoonlik in ek wens ek het dit anders gedoen. Ons verander ons ingesteldheid en ons ingesindheid is. Die vraag is, en hier is die konfronterende vraag, as ons slegs na die tyd berou het en altyd net na die tyd berou het, sal ons dit in werklikheid dan reg doen as ons dit oordoen? Iemand moet vir jou vra, miskien is dit 'n bietjie konfronterend vanoggend, vergewe my, sal nou goed lekker koffie drink. Maar hoor wat die woord van die Here vanoggend in jou lewe wil belê, want dit is 'n belegging wat jy mee kan gaan woeker. Die vraag is, nou dat jy dit wil oordoen, nou dat jy dit gaan oordoen, nou dat jy hierdie tweede kans wat die lewe dalk oor jou pad gebring het, as jy baie gelukkig was, gaan aangryp en dit oor gaan doen, wat is die kans en waarom sal jy dit anders kan doen? Hierdie keer, as jy onveranderd en in dieselfde toestand as wat jy was 10 jaar terug, weer gaan probeer. Wat het verander? Wat het verander in jou karakter? Wat het verander in jou realiteit? Wat het verander in jou menswees? Wat het verander in jou hart? Hoe sou jy as dieselfde mens teruggaan na dieselfde verantwoordelikheid toe en hierdie keer dit anders begin doen, reg begin doen, sonder dat iets binne in jou verander? Is nie moontlik nie. Die tragedie is, maak nie saak hoeveel keer jy dit oor en oor en oor en oor gaan doen nie. Niks kan anders wees as jy nie verander nie. Die enigste ware verandering wat in jou wêreld kan gebeur, is jy moet verander. Hoekom? Want jy heers op aarde. Die woord van die Here is duidelik hieroor. Ek heers in die hemel, julle heers op aarde. Ek kan slegs heers deur jou. Baie mense vra maar,
hierdie trauma het in ons lewens gebeur, of hierdie verlies het in ons lewens gebeur, ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van die Here, is God nie in beheer nie. Is God nie in beheer nie? Ons vra die verkeerde vraag en dan dink ons aan die regte antwoord kry. Nee, is die beginsel, God heers, nie beheer nie. God heers in die hemele. Ons heers op aarde. Beteken dit ons is geïsoleer en ons het niks met hom te doen nie? Beteken dit dat niks wat ons op aarde sien wat goed en mooi is die Here nie? Nee, anders. God heers in die hemele. Dit beteken hy neem verantwoordelikheid vir die toestand in die atmosfeer van die hemele. Jy heers op aarde, dit beteken jy neem verantwoordelikheid vir die toestand en die atmosfeer op jou aarde, in jou wêreld. Kom ons begin by jou huis, net om te verstaan. Miskien wil jy by jou slaapkamer begin. Miskien is jy 'n tiener in die huis wat beheer moet neem oor jou slaapkamer, begin eers daar. Dis hoe dit begin, dis hoe ons God begin verstaan. Ek heers daar, ek is verantwoordelik daar, in my wêreld, in my werksomgewing, in my omgewing van vriende en gemeenskap en kollegas, is ek verantwoordelik. Maar heers God nie daar nie. God heers waar hy heers, God heers in die hemele, jy heers daar. Nou luister weer eens, ek het dit vroeër vanoggend ook gesê, hoe werk heerskappy? Heerskappy werk so, dat slegs op uitnodiging sal 'n ander heerskappy kom heers waar jy is. Dis slegs waar Jesus ontvang is in Jerusalem. Dis slegs waar Jesus verwelkom is in Jerusalem. Dis slegs waar mense Jesus begin volg het as disippels in Jerusalem, wat Jesus kon sê, kyk, die koninkryk het naby gekom. En toe meer mense hom in hulle harte ontvang, en meer mense hom verwelkom, en meer mense agter hom aanloop, toe sê hy, kyk, die koninkryk is in julle harte. Wat probeer Jesus vir ons sê? God heers in die hemel, jy heers op aarde. As jy God nie nooi en ontvang en verwelkom nie, kan God net in die hemel heers, en die aarde bly jou uitsluitlike verantwoordelikheid. Dis hoekom dit op aarde, op baie plekke lyk soos dit op aarde lyk. Dis wat jy sien. Dan kyk jy nuus, dit CNN op, BBC. Dan kyk jy hoe lyk dit, waar God nie heers nie. En kyk hoe lyk die stryd tussen lig en duisternis, waar God se heerskappy wil heers, maar nie toegelaat word om te heers nie. Jy sien, heerskappy is 'n diplomatie saak. Daar's diplomatie betrokke. Dis 'n uitnodiging. As ek God nooi in my hart in, en ek verander, en ek word ambassadeur, en ek begin die waarheid en die lig en die lewe dra, begin omstandighede verander. Want as die koninkryk van God binne my hart is, word ek 'n ligdraer, 'n ambassadeur van die koninkryk van die Here, en daar waar ek is, waar ek my voete neersit, sê hy sal hy grond aan my gee. Waar ek my voete plaas, sal hy die gebied aan my gee. Dis die belofte. Wat beteken dit? Beteken waar ek 'n ligdraer is van die waarheid, waar die waarheid sonder verhindering deur my leef en verkondig word, daar sal God begin heers waar ek my voete plaas. Dis waarvan hy praat. Party gelowiges bid en sê, Here, ek gaan my voete op daai grond sit, want U sê alles wat ek my voete opsit gee vir my. Beteken nie die Here gee vir jou die titelakte van grond nie. Dis 'n munisipaliteitprobleem. Jy kan regsprobleme kry as hierdie ding dit so werk. Jy gaan moet betaal daarvoor. Sien wat dit beteken nie. Dit beteken ek heers waar ek myself plaas, waar ek teenwoordig is, waar ek begin verantwoordelikheid neem, waar ek opstaan en sê, hierdie is myne, ek neem verantwoordelikheid en ek kom met die gees en die gesindheid van Jesus Christus, daar begin God heers saam met my. Want God heers nie alleen op aarde op enige plek nie. Hoe werk dit? Hier so dit lyk in die geestelike wêreld. Ek sit saam met hom in hemelse plekke. Saam is die kern, is die crux. Saam. Nie alleen nie. Dis wat die koninkryk van die Here gebeur. Is waar ek en God saam goed begin verander. Waar ek en God saam verantwoordelikheid neem vir my toekoms. Waar ek en die Here saam inspan om die toekoms of realiteite of situasies of omstandighede of die atmosfeer te verander. Die tragedie is nie dat ons een groot enkele verkeerde besluit maak en ons lewens daardeur verloor noodwendig nie. Is selde wat gebeur. Die tragedie werk anders. Dit gebeur subtiel. 'n Spyt word gewoonlik nie gebore in een katastrofiese fout nie. Dank die Here daarvoor. Maar spyt kom uit daardie inkrementele bewegings, verkeerde besluite wat oor 'n lang leeftyd die hele tyd bietjie afwyk van ware noord af. Jy weet, ek is amper op pad in die rigting wat ek dink ek behoort te wees, maar ek is eintlik 2 grade links. Niemand kan dit sien nie, want mense weet nie. En niemand weet om die kompas van my lewe te lees nie, niemand weet wat binne my gees aangaan nie. Ek weet ek is min of meer op pad, maar ek is amper op pad, want ek is eintlik net so bietjie 1 of 2 grade uit. Maar ek is dan min of meer op pad. Die probleem is eendag. Probleme is nie hier nie. Jy kan skaars met jou oog 'n graad of 2 op 'n kompas sien wat uit is, gaan weer moeilik wees om dit te sien, maar stap 10 km en jy gaan dit kan meet. Stap 'n jaar en jy gaan weet. Stap 10 jaar en almal gaan weet. Jy sien in die begin is dit klein, en eventueel kos dit ons lewens.
Is die moeilike deel. Spyt kom nie noodwendig omdat jy jou lewe weggegooi het nie, maar omdat jy nooit die keuse maak wat nodig is om jou siel wakker te maak vir Jesus Christus nie. Kan ek dit herhaal? Spyt kom gewoonlik nie omdat ek een groot fout gemaak het nie. Spyt kom omdat ek nooit my siel, my gees, my wese, my innerlike mens begin wakker maak het vir die roeping en die waarheid en die stem van die Here nie. Dis waar spyt vandaan kom. Want in daardie pa wat spyt is, daardie man wat spyt is oor sy huwelik, daardie vrou wat berou het oor haar huwelik, oor daardie sakeman, sakevrou wat spyt is oor die verlore geleenthede, en al daardie mense se stemme hoor jy dalk iets oor die oomblik, oor die geleentheid, oor die krisis, oor die uiterlike probleme, maar die ware spyt is ek het nie wakker geword vir die stem van die Here nie. Die stem van die Here was die hele tyd daar gewees. Die aanduidings en die rigting van die woord was die hele tyd daar gewees. Die gees van die Here het die hele tyd geklop, op verskillende maniere. Het sy van kansels af, of deur vriende, of deur een of ander post, of jou Bybel wat langs jou bed lê, of die worship wat jy hoor, maar die gees van die Here was die hele tyd daar. Daarom sê Efesiërs 5 vers 14, dis hier op die skerm nie, maar jy kan daarna toe blaai as jy wil, dis wonderlik om te lees. Die Afrikaanse vertaling sê, koop die tyd uit, want die tyd is ryp, die arbeid, die oes is groot, die arbeiders is min. Die Engelse vertaling sê, stop living witless lives. En dis 'n beter vertaling, is 'n duidelike vertaling, die Amplified sê dit so, die Message sê dit so, stop living witless lives. Witlessness is om rond te dryf, is soos 'n boot sonder 'n roer, wat enige plek heen dryf, waar die wind waai. Stop living that way, stop living witless lives, become focused, intentional and purpose-driven. Focused, intentional, purpose-driven, dis die drie goed wat die oorspronklike vertaling meld. Focused on your calling, intentional towards your responsibilities, and purpose-driven in your motivation. That's life. Dis die uitnodiging van die Here. Die vorige vers, Efesiërs 5:14 dink ek, en 15 sê hierdie, vers 14 sê, skrik wakker uit jou slaap uit, slaper. Staan in jou Bybel. En Christus se lig sal oor jou skyn. Dis 'n herhaling van Jesaja 60 vers 1, wat sê, arise and shine, for your light has come. Dis tyd om op te staan uit die passiewe, latente, dood, en te begin lewe. Ek wil vanoggend oor die profeteer, as jy volgens die lewensstou, die reddingsboei wat die Here vir jou gee, deur hierdie woord gryp, is daar genoeg tyd oor, om terug te kyk oor 'n lewe en sê, het was genoeg gewees. Het was vol gewees, het was heerlik gewees. Ek is gereed om saam met die Here te wees. Ek kan my lewe so eindig. Ek kan. Ek het die voorreg gehad baie in my lewe, sê baie klomp keer in my lewe, om my mense se laaste oomblikke leiding te gee, en te hoor hoe mense sê, ek is gereed. Ek is gereed om die Here tegemoet te gaan. Ek is gereed. Ek het alles gedoen, alles afgehandel waarvan ek weet, ek verantwoordelik was. So ek wil gaan, so ek die lewe wil lewe. Dis so ek wil hê 2026 moet lyk. Ek wil 'n vol lewe lewe. Ek wil hê met saam met my blaai na Filippense 3. Filippense 3 vers 7, ons skrifgedeelte kom vanoggend daar uit, en hierdie is Paulus se aanhef en sy uitroep oor die intensie van die lewe, oor die bedoeling van die lewe, en sy gesindheid teenoor hierdie geleentheid. Hierdie is die gesindheid van geesvervulde gelowiges teenoor die lewe, teenoor die geleentheid. En wanneer ons dit vir onsself vat en hierin gaan wy, ek wil jou uitnooi om te dwel binne in hierdie skrif in die volgende paar weke, Efesiërs 3, dan gaan jy lewenswysheid vind en motivering en inspirasie raak lees, wat jou gaan wys om te leef, hoe om deel te neem, hoe om jouself te gee vir die lewe. Filippense 3 vers 7, en as jy jou Bybel het nie, kan jy op die skerm saam met my volg. Ek wil jy motiveer om jou Bybel kerk toe te bring, dis om ons te doen as gelowiges. So kom ons val daarin, en ons leer ons eie Bybels ken. Filippense 3 vanaf vers 7, ek lees vir jou die ou Afrikaanse vertaling uit. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Wat vir my wins was, het ek vir sy ontwil, met ander woorde, vir my Christendom en Jesus Christus se ontwil skade geag. Kan ek net jou aandag jou vestig dat daardie woord skade beteken nie ek het iets verloor nie, dit beteken ek het van iets ontslaag geraak. Ek het willens en wetens 'n verlies gelei omdat ek gekies het om die verlies te lei. Ek het van iets ontslaag geraak wat nie by my hoort nie.
Die Afrikaanse vertaling praat later in daardie verse van drek, en die ou Afrikaanse vertaling, en net om weer te sê, dis ontlasting. Goed, net om te verstaan hoe ernstig Paulus hier is. Dis ernstige uitdrukkings wat hy gebruik om gelowiges aan te spreek oor hoe hulle lewe. Hy sê, daar's goed in ons lewens wat ons van moet ontslaa raak en weg moet kry uit die omgewing uit, soos drek. Aanvanklik praat hy van 'n verlies, nie 'n wins nie. Ek wil dit nie hê nie. Ek kies om nie daardie wins te hê nie. Dit wat ek as wins geag het, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Met ander woorde, van ontslaag geraak. Ek het besluit hierdie goed wat dalk daar op die rak lê en kosbaar lyk of dit een of ander verkoopswaarde het, soek ek nie tussen my goed nie. En maak nie saak wat ek daarvoor kan kry nie, maak nie saak wat ander mense reken dit werd is nie, gooi dit weg. Ons almal het al so iets beleef. Veral die gaarders. Ek weet is iets werd, kry dit uit in my pad uit. En ek wil nie moeite doen om dit te adverteer nie. Gooi dit weg. Dis wat Paulus hiermee besig is. Hy sê die lewe moet van tyd tot tyd so benader word. Hy sê ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te kry. So Paulus begin die lewe se rykdomme en die lewe se fokus en die sekulêre omgewing, daardie uitnodiging, daardie jagtog, daai pursuit, afspeel teen Christus kry. En wat ek in van die begin af hier moet verstaan is, Paulus sê vir ons in geen onduidelike terme nie, jy kan nie albei hê nie. Ek gaan een moet kies. Of ek gaan hierdie sekulêre wêreldse manier van rykdom of materialisme najaag en my lewe daarvoor gee en Christus mis, of ek gaan dit moet reg hanteer en dit sien vir wat dit is en dit posisioneer vir wat dit moet wees en Christus as wins kry. Nou luister mooi, Paulus sê nie hier, as ek Christus het ek niks nie. Maar dis waar die teologie vandaan kom dat Christene arm moet wees. Kom hier uit, Efesiërs 3. En dis 'n wanvoorstelling van wat daar die skrif sê. Paulus sê, jy moet bepaal wat's bo. Goed, dis nie net dit nie, wat's bo? Wat's jou prioriteit? Hoe prioritiseer jy? Waar is Christus in jou lewe? Dit laat my dink wat ons volgende sê oor ons tiendes. Ons tiendes help ons om te prioritiseer. Gelowiges wat die woord van die Here eer in hulle tiendes sal vir jou kan verduidelik sonder dat hy 'n preek nodig het. Dat die doel van tiendes en die doel van prioriteite en die doel van Efesiërs 3 is dat ek vir myself uitmaak wat is my nommer 1? Wat is my eerste? Die woord van die Here sê nie soek die koninkryk van God en dan sal niks verder vir jou wees nie. Die woord sê soek die koninkryk van die Here eerste en die dinge sal bygevoeg word. Die dinge is by, dis ekstra, dis tweede prioriteit, die koninkryk is eerste as ek Christus as prys wil wen. As ek nie belangstel in Christus as prys nie, as ek nie belangstel in 'n vervulde lewe nie, as ek wil subtiel glo al sê ek dit op ander maniere, dat ek eintlik leef met die idee dat ek nog 'n kans gaan kry eendag en nie nou gaan voluit leef nie, hoef ek nie Christus eerste te plaas nie en dan kan ek my materialisme of my sekulêre ambisies of my strewe eerste plaas. Dan kan ek leef soos iemand wat dink daar gaan eintlik vir my tweede kans wees, iewers in die toekoms. Maar die woord sê daar nie gaan wees nie. Vers 9, en in hom gevind te word. Ek wil in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. En of ek miskien die opstanding van die dode kan bereik. Nou ek wil die aksent sit op hierdie fenominale uitspraak van Paulus. Hy sê ek wil so leef asof ek miskien. Nou hy sê nie ek dink ek gaan dit dalk mis nie. Hy sê ek wil nooit leef en op 'n plek kom wat ek sê ag ek het lankal gekry. Ek wil gou vir jou in moderne Afrikaans sê. Dit is hier hoe dit klink in moderne Afrikaans. Hoe gelowiges daardie probleem aanspreek, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Hier in ons boerevolk sê ons, ek weet nie hoekom ek al hierdie ekstra goed doen nie, ek gaan mos hemel toe. Sien nuwe Afrikaanse vertaling. Onsin. Hoekom moet ek hierdie goed doen? Hoekom moet ek kerk toe gaan? Ek gaan mos nie hel toe as ek die kerk toe gaan nie. Nee, gaan nie, jy's doodreg, jy gaan nie.
Kerk toe gaan nie in die hemel bring nie. Jy is toe terug. Hoekom moet ek al hierdie ekstra goed doen? Ek gaan na die hemel toe. Niemand bevraag of jy hemel toe gaan nie. Daardie skrif het niks te doen met hemel toe gaan nie. Hy sê of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Dis nie hemel toe gaan nie. Dis die lewe van oorvloed op aarde in Christus. Dis om in hierdie lewe, nie net eendag nie, dis om in hierdie lewe impak te kan maak vir die koninkryk van die Here en oor my eie lewe te kan bely, my werk is gedoen. Ek's gereed, Here. Dis dit. Of ek miskien dit kan bereik in my lewe, die opstanding uit die dode. Ons is terug by Efesiërs 5 vers 14. Skrik wakker uit jou slaap uit, slaper, en Christus se lig sal oor jou skyn. Jesaja 60 vers 1. Arise and shine, your light has come. Dis wat hy van praat, die opstanding uit die dode. Hy praat nie van uit die graf uit nie, hy praat van uit die dood van die lewe. Jy geweet daar's in hierdie lewe baie dood. Praat nie van lewensverlies nie, ek praat van dood. Daar's baie dood in hierdie lewe. Luister hier, ek het nie hier op my skrifte nie, maar Prediker 7 is 'n voorbeeld, Prediker 7 vers 17. As jy dit onthou, sê hy dit so pragtig, jy kan 'n studie gaan maak. Hy sê moenie al te goddeloos wees nie. Moet ook nie al te dwaas wees nie. Sê dit net so. Moenie al te goddeloos wees nie, moenie al te dwaas wees nie. Waarom sal jy sterf voor jou tyd? Aha. Aan die ander woorde, ek kan asemhaal, biologies op aarde funksioneer en nog 10 of 20 of 100 jaar gaan terwyl ek dood is. Ja. Is dit. Ek is dood totdat ek wakker word vir die roep van die Gees oor my lewe. Ek is dood tot ek ja sê en deelneem met passie en intensie en fokus. Tot ek ja sê vir die stem van die Here oor my lewe. Tot ek hom eerste en hoogste prioriteit van my lewe maak. Of ek miskien die opstanding van die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Paulus is nederig, hy sê ek het dit nog nie noodwendig heeltemal reg gekry nie. Maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Ek sê nie my werk is afhandel nie, sê Paulus. Hy sê maar ek leef met 'n ingesteldheid en 'n mentaliteit wat sê ek kan hierdie ding gryp. Ek kan hierdie ding in die hande kry, ek kan hierdie lewe bereik, dis binne my bereik. Waarom? Ek kan dit gryp want hy het my gegryp. Nou kom ons begin net by punt 1 voor ons na punt 2 toe gaan. Wie van julle wat volgende hier sit, getuig dat ek deur wedergeboorte, genade en geloof, wedergeboorte, gered is deur Jesus Christus? Ek wil net met jou hande opsteek en nie skaam wees hieroor nie as jy wedergebore, gaan jy hemel toe. Glo jy in Jesus Christus en kan jy sê ek het my lewe vir Jesus Christus gegee? Want almal wat hom aangeneem het as saligmaker het die reg om kinders van God genoem te word. Wie is kinders van God? Steek jou hand op as jy kind van die Here is. Luister, nou hou jou hande op. Goed. Wil jy nie jou hand opsteek en sê die Here het my klaar gegryp? Dis wat jy nou doen. Dis wat jy sê. Die Here het my gegryp. Ek kies om die lewe te gryp, want hy het my gegryp. Dis wat Paulus probeer sê. Hy het jou klaar gegryp. Die Here het vir Paulus gegryp op die pad. 'n Lig het aan hom verskyn. Hy het blinde opgestaan. 'n Paar dae later het die skille van sy oë afgeval. Die Here het vir Paulus gegryp en hy sê omdat hy my gegryp het, behoort ek die lewe te kan gryp. En ek dink ek gaan dit reg kry. Ek streef daarna. Al my besluite, my keuses, my gesindheid, my lewensbeskouing, alles is hiermee gekalibreer. Ek dink ek gaan dit doen. Paulus, hoe gaan jy dit reg kry? Met jou reputasie, met jou agtergrond. Ek meen Paulus, jou naam is in elke tweede moordsaak teen Christene geskryf in die hof. Jou naam is op 1000 dossiere, Paulus. Jy was betrokke gewees by die uitwissing van die Christelike geloof. Wie's jy? As hy het my gegryp, is al wat tel. My verlede tel nie meer nie. Ek gaan dit nou lees. My verlede tel nie meer nie. En dis die enigste manier wat ek en jy kan gryp na die toekoms. Ons moet vir onsself uitmaak, my verlede tel nie meer nie. Ek het klaar gemaak daarmee, ek strek my uit aan die dinge wat voorkom. Vers 14. Een ding weet ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons dan almal wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar.
Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eengesind wees. Paulus beskryf in hierdie gedeelte, ek is binne minute klaar, Paulus beskryf in hierdie gedeelte eers sy eie lewe, en Paulus is glad nie skaam om oor sy eie lewe te praat nie. Luister mooi, Paulus beskryf in die eerste deel van Efesiërs 3 alles wat hy bereik het, en geloof my, dis 'n resume om van kennis te neem. Nou, Paulus sê in geen onduidelike woorde nie, dat ek so effens hoër begaafd is as die gemiddelde Joodjie. Hy sê dit, hy sê my pa was 'n Romein, my ma was 'n Jood gewees, ek is begaafd met gawes en talente wat bo-gemiddeld is. Ek wil net herinner, Paulus sê dit in daai gedeelte nie, maar Paulus was 'n advokaat gewees. Paulus was die hoogsgeleerde in die regsgesag van die Romeinse regering in die Midde-Ooste. Paulus was 'n gesant gewees van die Romeine om die regswerk te doen op maniere wat hulle self dit nie kon doen nie. Daarom was hy 'n gunsteling om die kerk te vervolg sonder dat die Romeine in die moeilikheid sal kom in Rome. Gebruik vir Paulus. Nou, Paulus was 'n agent gewees van die Romeinse regering teen Christene. Hy was briljant gewees. Hy het in die beste leerskole gesit en met ere en lof grade geslaag. Dit staan in jou Bybel. Paulus was bo gemiddeld begaafd. En luister wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 3 vers 7. Hy sê al hierdie goed in sy CV, komma, en dot, ek het dit nie gemaak nie. Paulus probeer vir ons sê in die begin van Efesiërs 3, hy sê niks wat ek bereik het, niks wat ek behaal het, geen toekenning, erkenning of lof wat my toegeswaai is in hierdie lewe met al my gawes, al my sukses, al my intensie, al my pogings nie, niks. En dit my maak werk nie. Ek was leeg, verlate, verwerp, op pad na die verkeerde plek toe. Paulus sê vir ons in Efesiërs 3 tot vers 7, hy sê ek het in wese 'n diep vraagteken oor my eie bestaan gehad. Geen vervulling nie, geen doel nie, niks om in te roem nie, skande, skaamte, verlorendheid. Paulus sê niks in hierdie lewe kan vir jou gee wat Jesus Christus vir jou gee as jy begin intentioneel leef nie. En Paulus het intens geleef, Paulus was 'n intense mens gewees, maar met die verkeerde intensies. En ek en jy kan ook intens leef, ons kan intens deelneem aan die verkeerde goed. Ons kan intens betrokke wees by goed wat lyk soos lewe, maar ons lei na die dood. Of ons weghou van God se plan met ons lewens. Ek kan ongelukkig nie hier met jou alles deel, ek sal op 'n ander geleentheid met jou deel, maar ons sit met 'n dilemma. Ons dink dikwels, ons wil alles hê wat hierdie lewe kan bied op aarde, en ons gaan dit intentioneel doen, en dis wat ons by die dilemma bring, en ons besef nie, ek kan alles die beste doen op lewe en die hoogste grade bereik, en die hoogste sukses bereik, en die meeste goed by mekaar maak, en die mees suksesvolste sakeman word, of wat ook al jou ambisie is, ek kan dit bereik, maar die dilemma is as Christus nie hoër is as dit nie, is dit niks. Ek kan al hierdie goeders bereik en beleef met mekaar maak, en myself sê ek was verantwoordelik geweest, ek het voorsien, ek het my kans gebring, niemand kan sê ek was lui nie, niemand kan sê ek het nie gewoeker nie, niemand kan sê ek het my talente gebruik nie. Luister, die dilemma is, die lewensdilemma is, as Christus nie hoër is as daardie hoër ambisies nie, het jy niks bereik nie. En as ek om die woord sê, dis moeiliker vir 'n ryk man om in die koninkryk van die Here in te kom, as vir 'n kameel deur die naald, hierdie oog van 'n naald nie. En ek dink ons weer as Christene, jy moet nie so suksesvol wees as Christen dat jy daarom ryk lyk nie. Nee, dis glad nie waar daar staan nie. Ek eer die Here vir elke suksesvolle sakeman en sakevrou. Mag die Here jou seën met meer. Goed, waarom? Want Christus is hoër in jou prioriteitslys. Dis waar sukses vandaan kom. Hê jou ambisie, hê jou drome, hê jou indrukke, streef na iets, gee jou beste. Akademies, skooliere, leerlinge, studente, gee jou beste, maar gee hom meer. Want hy is eerste. Dis wat Paulus sê. Al hierdie goed beteken niks nie. Al my gawes, al my talente, al my bereikings het my tot niks gelei nie. Ek het dit geag as verlies. Ek het ontslaag geraak. Sodat Christus eerste in my lewe kan wees. As twee woorde Paulus gebruik hierso vir die term ken. Jy sal die term ken 'n paar keer raak gelees het in die gedeelte. Ek wil hom ken, soos ek geken is. Ek wil hom in alles ken. Ek sal skade beleef. Ek sal van goed ontslae raak om hom te kan ken vir wie hy is. En die eerste ken in vers 8. Daar in vers 8, ek kan net weer vir jou lees.
sê ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here. Daardie kennis is die woord, die Griekse woord is gnosis. Nou, dit beteken dalk nou niks vir jou nie, maar die Griekse woord gnosis beteken intellektuele kennis. Dit staan gnosis is die Griekse woord vir intellek en wetenskap. Hy sê, ek sal alles gee wat ek het, opgee, net om meer te weet van hom. Dis hoe ek voel oor Jesus Christus, nadat hy my gegryp het. Hy sê, dis hoe ek teruggryp. Ek wil my hande kry, ek wil 'n greep kry op hierdie lewe, hierdie een lewe wil ek 'n greep kry, want hy het hierdie lewe vir my gegee. Hy sê, ek sal alles opgee om gnosis te hê, kennis te hê van Jesus Christus, net om te weet, net om iewers te sit en geleer te word, net om kopkennis te hê, intellektuele kennis, soos wetenskaplikes met fisiese feite werk. Net daarvoor sê hy, sal ek al alles opgee. Dit is genoeg. Maar hy gaan verder, hy gebruik 'n ander term in vers 10. Hy sê in vers 10, hy sê meer as dit. Hy sê daar's meer as dit om te beleef. Hy sê ek wil hom ook ken vir wie hy is. Ek wil hom ook genouskau. En genouskau is 'n ander term as gnosis, selfde kernwoord. Maar genouskau kom ons Engelse term to know. K-N-O-W. To know kom uit die Griekse term genouskau. Dis wat vandaan kom. To know intimately. To know by experience. To be associated with. To follow intimately. Genouskau. To allow him, to be aware of him, to feel him, to perceive him, to be sure, to understand him, to experience him. En Paulus sê, ek wil 'n greep kry op daardie lewe. Dis my prys. Dis my prys. Ek sluit af met hierdie gedagte. Paulus sê, ek wil hom in sy dood ken. Dit klink vreemd. Ons praat dan van die lewe. Een van die goed wat jy volgende bekyk kom nie, ek sal hierdie konsep met jou deel op 'n stadium deur die volgende paar weke is, dat die grootste risiko vir jou lewe is die lewe. Jy het geen groter risiko, jy het niks wat jy versigtiger moet wees in hierdie lewe as die lewe nie. Daar's niks wat soveel mense se lewens beroof as hierdie lewe nie. Mense verloor hulle lewens in hierdie lewe. Ek praat nie van lewensverlies nie, ek praat van fokus. Al die aantreklikhede en uitnodigings in hierdie lewe is so aantreklik dat dit steel ons lewens. Ons leef net nooit nie. Ons sal net asem. Ons bestaan net vir die obligation. Die Here wil u bevry daarvan. Dis wanneer ek klaarmaak met daardie goed wat ek eerste keer met Christus te doen kry. Dis wanneer ek begin beleef. Experiencing Christ. En Paulus sê, hoe kom ek daarby uit? Nou wil ek jou nooi mooi te luister. Paulus sê, hoe kom ek daarby uit? Wat is die praktiese deel hiervan? Hoe doen ek dit? Hoe leef ek 'n lewe wat vrygekom het van my verlede? Hoe kan ek wegstap van dit wat ek soveel foute ingemaak het? My reputasie, my skade, my verlore jare. Of dood eenvoudig my passiwiteit. Wat dit ook al is wat die Here volgende met jou oor praat en die aanbod wat hy vir maak vir 2026. Hoe stap ek daai? Paulus sê ek wil assosieer met sy dood. Ek wil in sy dood een word met hom, sodat ek in die lewe een kan wees met hom. Eers in sy dood. Hy praat nie van die redding, die saligheid van Jesus Christus nie. Hy praat nie van die wakker word uit die dood uit. Hy praat nie van die hemel toe gaan nie, hy praat van wakker skrik. As ek dit in 'n eenvoudige Afrikaans vir jou mag sê, want Efesiërs 5:14 sê, skrik wakker. Dis skrif. Praat nie van die hemel toe gaan nie. Praat nie van wat gebeur nadat jy dood is nie. As dit 'n kwessie is, gaan ons dit nou mee deel. Maar luister, hy praat van 'n baie groter tema in die Bybel. Hy praat van wakker skrik. Awakening. Dis wat hy van praat, is waarvoor hy pleit by jou, is to awaken to the Spirit of Christ. En Paulus sê, hoe gebeur dit? Hy sê, is wanneer ek met sy dood vereenselwig. In 2 Konings 13, in die Ou Testament, is 'n storie van Elisa, na Elia, die tweede profeet, Elisa. Elisa se hele storie word beskryf en Elisa se lewe eindig, en ons ken almal die storie van Elisa, fenominale lewe. Tot aan die einde van Elisa se lewe. En Elisa sterf en Elisa word begrawe. Anders is Elia wat met die vuur en die perde opgeneem is hemel toe.
het Elisa wat die dubbele deel seun gekry het, gesterf op aarde. En hy's begrawe in 'n graf. En jare daarna, baie jare daarna, een Saterdagmiddag is daar 'n begrafnis buite die dorpie wat Elisa by begrawe is. En daar in die dongas en die klofies stap 'n groepie mans met 'n lijk. Is toegedraai, afskeid geneem, dra die lijk op 'n draagbaar. Saterdagmiddag, hy moet begrawe word soos in die Midde-Ooste die gewoonte is voor die son sak. En dis so 4:00 die middag. En dan stap die ouens daar uit die dorp uit in die kraanse op, daar wil hulle ons begrawe by daardie spesifieke dorpie. En terwyl hulle daar was, sien hulle skielik 'n bende. Luister hier. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens 'n bende. En daarom het hulle die man wat hulle begrawe het, sommer in die graf van Elisa gegooi. Sê, hey, hier's 'n gat. Gooi die ou in, laat ons hardloop. Hier's 'n bende. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy eie voete. Ons moet wakker skrik. Dis 'n profesie van Jesus Christus. Elisa is 'n profesie van Jesus Christus. Dis in die dood van Jesus Christus wat ons dooie lewens, ons lyke lewens, ons passiewe, onbetrokke, nonchalante lewenstyle moet laat aanraak aan die beendere van Jesus Christus, sodat ons kan opstaan op ons eie voete en kan uitstap uit die graf uit. Daar word niks verder van die bende geskryf nie, ek skat die ouens het hulle doodgeskrik. Toe 'n dooie lewendig uit die graf uitstap. Maar wat van jou? Kom ons sluit ons oë. Ek wil vir jou geleentheid bied in die volgende oomblik net om jouself te belyn met die woord van die Here en te sê ja vir die oorvloedslewe. Here, bevry my uit die passiwiteit uit. Help my om wakker te skrik uit die slaap wat ek in verkeer. Bevry my uit die dood. Laat toe dat ek lewe ontvang uit die dood van Jesus Christus. Laat my dooie lewe raak aan die beendere van Jesus, sogenaamd, sodat hierdie dooie mens kan opstaan en kan lewe. Waarom wil jy goddeloos wees? Waarom wil jy altyd dwaas wees? Waarom sal jy sterf voor jou tyd? Vader, ons bring ons lewens nou na U toe en ons doen dit intentioneel. Ons wy onsself aan U toe, ons lê onsself voor U neer, ons maak ons harte oop, ons kom ontvang U woord van lewe. Ons pleit by U, Here, stel ons voor aan die lewe. U gee vir ons 'n lewe, as ons dit reg leef, is hierdie lewe genoeg. Ons kan hier uitstap in heerskappy in, gesetel in hemelse plekke vir ewig saam met Hom om te heers in die hemel en op die aarde saam met Hom, as ons nou reg leef, voluit leef, deelneem, onsself gee vir alles wat Christus vir ons bied. Here, ons verklaar U koning. Ons maak U eerste prioriteit. Ons gee onsself oor vir die lewe wat in Jesus Christus is, in die naam van Jesus. Jy vanoggend hier sit, jy het nog nooit jou lewe vir Jesus Christus oorgegee nie. Was nog nooit 'n oomblik van bekering gewees nie. Ons wil jou leiding gee direk na hierdie diens. Gaan die spanlede wees hiervoor om jou deur gebed na Jesus Christus toe te lei en hierdie Sondagoggend in Januarie 2026 jou draaipunt te maak in terme van saligheid. Praat nou van redding, praat van die ewige lewe ontvang as 'n gratis geskenk. As jy volgende hier was en jy sê dis die eerste keer in my lewe wat ek kies om voluit te leef, sien ek jou Sondagoggend hier vir die tweede deel van hierdie boodskap. Die Here seën jou, gaan in vrede, mag jy 'n fenominale week hê aan al ons graad 8, standaard 6 en graad 1tjies. Ons dink spesiaal aan julle vir die tweede week van julle ontgroening. Mag dit wonderlik wees aan die ouers sterkte. Gaan in vrede, kuier saam met ons. Die Here seën jou in Jesus se naam. Amen.